Goeiemôre en baie welkom op die Sondagoggend, die 5de Julie. Ek hoop jy het 'n lekker nagrus gehad. Dit is opgetrek by ons. Ek het soos 'n klip geslaap. Dis is 'n lieflike dag. Geen wind op die stadium nie. Lekker koud. Die sonnetjie is nog in 'n opkomproses. Hy's nog nie daar nie. Maar dit behoort hier van so 10:00, 11:00 se kant af behoort die weer lekker te wees. As daar nie 'n wind waai nie, behoort dit weer 'n lieflike dag. Ons het gister 'n bietjie met ou Scott afgestap. Seatroad was weer 'n amazing dag gister. So hier by die so net voor 12 se kant. Dit was regtig, ek het 'n paar fotootjies geneem, maar die see het leer so. Die see het nou gister weer anders te gelyk as ander dae. Het so 'n diep blou kleur gehad. Pragtig, doodstil by die strand gewees. Dit was nou eintlik amazing. Dan kry 'n ou so heimwee in jou hart en jy sê dankie Here dat ek hier is. Dankie Here. Toe ek 'n maand was, het ek vir my vrou gesê, ek het so 'n gevoel in my hart wat sê ek wil Weskus toe gaan. Dis net so asof iets my Weskus toe trek en nou is ek hierso en nou kan ek dankie vir die Here sê as hy die voorreg het om net so 'n bietjie op die strand te stap, om dit te geniet, om die pracht te geniet, wil ek amper sê, wat die Here geskaap het. Dis pragtig, dis regtig baie mooi. Vanoggend 'n stukkie so effens 'n ander stukkie uit die Bybel uit. Miskien met jou vanoggend so 'n stukkie praat. Kyk as 'n bietjie waar ons uitkom. Ek weet nie of julle onthou van Aladdin se lamp nie, as jy nou so 'n lampie het voor jou en hy sê vir jou, hy gee vir jou 'n wens. Op die Sondagoggend gee hy vir jou 'n wens, die lampie. Of Jesus kom na jou toe en hy sê vir jou, jy het 'n wens en wat jy wens sal waar word. Jy het een wens. Hoe sê die Engelse, let it count? Jy het een wens in jou lewe, wat sal jy wens? Ek wonder of jy jouself so 'n oombliekie gun om so 'n bietjie daaroor te dink. Is nogal 'n groot moment vir my en jou, as jy so vinnig in 'n blik gedruk het en jy het nog nie daarvoor van tevore daaroor gedink nie. Onthou, dis 'n once in a lifetime besluit hierdie en dis 'n once in a lifetime fout of die beste ding wat nog ooit in jou lewe kon gebeur het. As ek jou so 'n geleentheid gee, so 'n half minuut gee, so 'n paar sekondes gee om jou verstand so 'n bietjie te laat gaan. Ek wil hê jy moet vanoggend regtig deelneem aan hierdie stukkie, wil ek jy moet so jou verstand so 'n bietjie laat gaan terwyl ek sommer net so in die algemeen praat en vir my sê, wat sal jy kies as daai een keuse wat moet waar word? Kan ek vir jou vra 'n paar voorbeelde gee? Miskien moet ek vir jou 'n paar voorbeelde gee wat jy kan vra. Jy kan vir die Here vra, jy wil nooit doodgaan nie. Dis een van die dinge. Jy kan vir die Here vra as jy finansiëel swak is, om jou finansiëel sterk te maak totdat jy jou dag die kop leeg lê, totdat jy die dag jou kop neer lê. Jy kan dalk vir die Here vra om die beste ouma of die beste oupa te wees ter wêreld. Wow, sal dit nie 'n amazing besluit wees daai nie? As jy dalk siek is, kan jy vir die Here vra, Here, as ek die dag moet dood, dan is dit so, maar kan nie net hierdie siektes, hulle sê mos, oud raak is nie vir sissie, kan nie net hierdie oud raak siektes van my af wegvat nie. Ek gee nie om die dag dood te gaan nie. As jy moet doodgaan, moet jy doodgaan, maar hierdie ou mens siektes wat jy het, die ou knie is styf, die enkels is styf, jy klim moeilik uit die bed uit, en die koue terre dit maar. Hoe sê hulle, as jy in die oggend opstaan en jy voel asof 'n trein jou getrap het, dan weet jy, jy's oud. So, dis nou so, een van daai dinge. Daar's nou al 'n paar keuses wat ek jou kan gee. Dalk kan jy kies vir iemand anderste. Dalk kan jy kies vir jou skoonseun of skoondogter, of jou dogter, of jou skoondogter of jou seun se huwelik en sê, ek wil nie iets vir myself kies, ek wil eerder iets kies vir iemand anderste. Mag dit hulle huwelik 'n groot sukses wees, and let they live happily ever after, as ons mag, wat ek glo nie ons mag doen nie, want dit is eintlik iets vir onsself. Maar weer eens, daar is so 'n klomp dinge wat jy kan kies. Ek sal nogal graag vir jou langs my wil hê vanoggend en sit te luister, as ons so 'n bietjie begin praat daaroor, wat se keuses sal jy maak as jy daai een wens het in jou lewe.
Nou terwyl jy dink oor daai een wens, kan jy solank jou Bybel vat en oopmaak, dan kan jy jou Bybel vat vir my en oopmaak by 1 Konings 3. Ons gaan lees uit 1 Konings 3. Daaruit gaan ons 'n stukkie lees uit die Bybel hier vanoggend. En ons gaan praat, soos ek sê, ons praat oor 'n wens wat jy in jou lewe kry. Daai wens wat jy eenmal in jou lewe kry, wat jy nooit weer gaan kry nie. Ek gaan 'n pragtige liedjie as ek hier klaar is met julle deel. Die liedjie word gesing deur 'n ou met die naam van Danny Gokey. Nou as jy 'n bietjie gaan oplees oor Danny Gokey en 'n bietjie gaan Google oor Danny Gokey, hy het ook sy swaar kry in sy lewe gehad. Hy is relatief baie jonger as die meeste van ek en jy, maar hy het ook groot swaar kry gehad in sy lewe. En Danny Gokey sing 'n pragtige Christelike musiek. Hy sing 'n liedjie met die volgende lyrics, wil ek amper sê, lirieke. Hy nou sing nou Engels en hy's 'n Engelse persoon. Ek dink Danny Gokey het in sy lewe 'n keuse gemaak en dis wat Danny Gokey sê as ek vir hom vra vanoggend. As jy 'n keuse het, wat sal jy kies? Danny Gokey ek gaan 3 van die lirieke se verse gou lees in Engels en kyk jy wat het Danny Gokey gekies. Give me Jesus, oh give me Jesus, you can have all this world. Oh, give me Jesus. When I'm alone, oh when I'm alone, and when I'm alone, give me Jesus. En dan die chorus is, give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world, give me Jesus. Is dit nie 'n pragtige liedjie van Danny Gokey nie? Ek gaan dit vanoggend deel met julle, 'n pragtige liedjie van Danny Gokey, Give Me Jesus. Ek dink hy het 'n keuse gemaak in sy lewe en toe hulle hom vra, toe sê, dis wat hy wil hê. Dis wat hy wil hê vanoggend. Ek glo, as dit kom by vanoggend se vraag, by Danny Gokey, dan sê hy klaar sy mind opgemaak. Hy sê, jy kan alles vat, ek wil vir Jesus hê. En dis 'n pragtige liedjie waarmee ek vanoggend vir jou gaan, wat ek gaan deel met jou vanoggend. Die stukkie wat ons uit die Bybel uit gaan lees vanoggend, 1 Korintiërs, jy kan opmaak, ons lees hom sommer daar vanaf vers 2, ek hoop nou nie my stukkie vanoggend gaan te lank wees, want ek moet die hele stuk lees, is so pragtig, vanaf vers 2 tot en met vers 15. Kom ons lees dan, maar kyk ons op die vraag. As jy vanoggend 'n wens het, wat sal jy wens? En daardie dae het die volk nog altyd deur op die hoogtes geoffer, omdat daar nog nie 'n tempel vir in die naam van die Here opgerig was nie. Salomo het sy liefde vir die Here betoon deur alles te doen wat Dawid sy pa vir hom voorgeskryf het. Hy het egter nog op die hoogtes offers gebring. Koning Salomo het na Gideon toe gegaan om daar te offer, omdat die vernaamste hoogste daar was. Salomo het op daardie altaar duisende brandoffers gebring. Dit is nou amper asof ek Riebeek toe gaan op die berg klim om daar te gaan offer. Dis wat basies Salomo hier gedoen het. Daar is Gibeon, daar in Gibeon het die Here die nag in 'n droom aan Salomo verskyn en vir hom gevra, wat wil jy hê moet ek vir jou gee? Dis nou hierdie vraagie wat hy vra, daai wish, daai once in a lifetime wish. Kyk 'n bietjie mooi wat sê Salomo, dit dink ons agterna wat ons besluit het, en dan vergelyk ons besluit met Salomo se, en dan kyk ons in wat se tipe persoon, dit sê baie vir my wat se persoon Salomo was. En toe sê Salomo, hy het groot trou aan my vader Dawid bewys. Hy was in sy lewe getrou en gehoorsaam en opreg teenoor u. U het hierdie groot trou aan hom bewys en vir hom 'n seun gegee wat vandag op sy troon sit. Here my God, u het my koning gemaak in my vader Dawid se plek, maar ek is nog jonk en onervare, en ek moet regeer oor die volk wat deur u uitgekies is. 'n groot volk, te veel om te tel. Gee my die gehoorsaamheid aan u, dat ek u volk reg sal regeer, en in alle insigte en in alles insig sal hê, want wie kan uit homself hierdie groot volk van u regeer? Die Here het dit goed gedink, dat Salomo dit gevra het, en hy het vir hom gesê, omdat dit jou versoek is, en jy vir my, jy nie vir jou in lang lewe of rykdom, of die dood van jou vyand gevra het nie, maar insig in wat reg is, sal ek aan jou versoek voldoen. Ek gee aan jou wysheid
en insig, sodat niemand voor jou, soos wat niemand voor jou gehad het, of na jou sal hê nie. Ook wat jy nie gevra het nie, gee ek aan jou, rykdom en aansien, sodat daar onder die konings niemand soos jy sal wees, solank jy leef nie. En as jy jou in jou optrede hou aan my voorskrifte en gebooie, soos jou vader Dawid gedoen het, sal ek jou ook nog 'n lang lewe gee. En toe Salomo wakker geword het, het hy besef dat die Here in 'n droom aan hom verskyn het, en hy is toe terug na Jerusalem toe. En daar het hy voor die verbondsvolk van die Here gaan staan en 'n brandoffer en maaltydsoffer gebring. En hy het ook 'n feesmaal vir al sy amptenare gegee. 'n Pragtige stukkie. Ons lees tot en met so ver, ek gaan nie verder praat nie, ek dink hierdie stukkie sluit so baie in, en ek dink as jy hierdie stukkie combine met wat ek en jy voor die tyd aangedink het, en wat ons sou kies, as ons daai keuse kon maak, dink ek nogal, Dawid het vanoggend vir my en jou 'n les geleer in hierdie stukkie, uit die stukkie teksvers uit die Bybel uit, by 1 Korintiërs 3. Kom ons maak ons oë toe in gebed. Liefdevolle Hemelse Vader, baie, baie dankie vir die voorreg om net vanoggend stil te raak en hier by u knie te sit, hier by u voete te sit, Here, en 'n bietjie met u te gesels, Here, en net om betrokke te wees hier by u, en dankie Here dat u betrokke bly by ons. Here, dankie dat ons moeite kan doen, en dat ons kan leer, elke oggend so 'n stukkie meer en meer van u kan leer. En dankie Here dat ons nie groot tree hoef te hardloop agter u nie, maar dat ons triekie vir triekie elke dag moet loop, en die Heilige Gees sal ons lei en sal ons leer. Dankie daarvoor. Vergeef asseblief ons vermenigvuldige sondes, Here, en gebruik die Heilige Gees om ons wakker te maak en vir ons te wys waar ons foute maak in die lewe, dat ons onmiddellik kan regstellings doen, en dat ons voor u voete kan kom sit en vir u verskoning kan vra, en dat ons dit sal agterlos soos water onder deur die brug, en aangaan met ons lewe, dat ons sal doen soos wat u graag wil hê ons moet doen, sal optree soos wat u graag wil hê ons moet optree. U het vir ons die voorbeeld gestel, ons kan maar net die voorbeeld volg. So dis hoekom ons probeer om agter u aan te stap en u pad te volg. Vergeef asseblief ons sondes, Here, vanoggend, en help ons om ons skuldenaars te vergewe. Help ons asseblief om die baadjie van liefde aan te trek, wat baie nodig is elke dag, Here. Ons is nog nie so lekker met die uitlewe daarvan nie, maar Here, help ons om as daai baadjie uit aantrek, om het uit te lewe teenoor almal van ons. Ons is beslot van rekening koningskinders. Ons is u kinders, ons is koningskinders. Ons moet anders te lewe. En as ons nie anders te lewe nie, Here, laat die Heilige Gees ons aankla en dat hy vir ons help om die regte pad te kies. Dan weet ons loop duidelik verkeerde pad. Help ons deur die Heilige Gees om die regte keuses te doen in ons lewe. Ons steek ons hande op na die hemel, Here. Ons sê, Jesus, please take the wheel. Here, vat asseblief die stuurwiel van ons lewensvoertuig en geestesvoertuig, die res van 2026 wat oor is, en bestuur hierdie voertuig. Waar u in beheer is ons veilig. Dankie Here dat u in beheer is. Ons vra die dinge nie omdat ons verdien, Here, maar enkel alleen net die groot en almagtige en liefdevolle naam alleen. Amen.